Dit wil voorkom of Suid-Afrika se private hospitale slegs 4000 asemhalingstoestelle het en die staatshospitale slegs sowat 2000. En Suid-Afrika en die res van die vasteland staan agter in die ry wanneer dit kom by die aankoop van hierdie toestelle, omdat vervaardigers in Europa nie hulle ontwerpe of tegnologiese vernuf met die res van die wêreld wil deel nie en toestelle in groot maat slegs vir hul eie markte vervaardig. Philip van Staden is 'n Vryheidsfront Plus parlementslid. Hy is ook die party se hoofwoordvoerder oor gesondheid en hy sluit nou telefonies by ons aan. Philip, kan daar gesê word en ek sien dit is nogal uitlatings wat gemaak word dat Suid-Afrika in die stadium met 'n dreigende krisis sit wat asemhalingstoestelle betref? James, goeiemiddag. Nee, baie dankie. Ja, jy is inderdaad reg. Die syfers wat jy ook nou genoem het is korrek dat ons het tans net in die private hospitale 4000 van die soort masjinerie en dan in staatshospitale 2000. So ons het 'n totaal van 6000 in die land. En ons staar tans 'n groot krisis in die gesig. Maar dit is tans nie ook net 'n probleem in Suid-Afrika nie, dit is tans ook 'n wêreldwye probleem. Omrede die gesondheidstelsels het altyd gewerk op 'n tipiese mate van 'n behoefte met 'n mate van addisionele kapasiteit wat daarna benodig word. En ek dink met die COVID-19 geval trek dit tans die balans heeltemal skeef. Ons moet ook in gedagte hou dat as ons praat van ventilators moet ons in gedagte hou dat pasiënte moet gemiddeld plus minus 3 weke aan 'n ventilator gekoppel wees teenoor wat natuurlik nou uiters kritiek is teenoor 5 dae van pasiënte wat gewoonlik net in die gewone ICU is wat nie meer kritiek is nie. Nou ons sien reeds daar's wêreldwyd reeds 'n groot tekort. Ek het in berigte gesien dat Amerika tans tekort van 30000 van hierdie ventilators en dan Italië het 'n bestelling ingesit van 4000 maar kon net 400 kry. So tans die krisis in Suid-Afrika en wêreldwyd is tans baie groot en moeilik hanteerbaar. Goed, maar dis nie die enigste tekorte ten minste wat hospitale in die stadium ondervind nie en ook nie net hospitale nie, maar ook sommige wetstoepassers. Ek verwys hier na maskers, ander forme van gesigsbeskerming en dies meer. Ja, dit is nog 'n groot bron van kommer ook in Suid-Afrika. Ons het reeds gesien dat die Gautengse departement van gesondheid het reeds verlede week gevra dat daar bydraes gelewer moet word vir die aankoop van hierdie tipe van toerusting. Nou, dit is 'n baie groot bron van kommer. Ons staatshospitale het ons as Vryheidsfront Plus van die begin af gesê is nie net volle gerad vir hierdie pandemie nie. En daar is 'n groot tekort aan hierdie tipe van goed. Maar goed, daar is maatskappye daar buite wat so vroeg as vanoggend al met my begin skakel het wat die regering kan help. En sodra ek nou met jou klaar is met hierdie onderhoud vanmiddag gaan ek met die nodige mense skakel om hierdie goed in plek te sit. Lyk my in hierdie tipe van sektore is daar tog 'n bietjie hoop op die einde van die dag wat na vorentoe kan kom. Ja. Goed, dan net iets waarvan jy ook dalk kan kennis dra. Miskien moontlik weet jy reeds hiervan. Philip, ons het ook vroeër verneem van dokters wat nou al eie of hand in eie boesem moet steek en al eie gesigsbeskerming probeer prakseer met byvoorbeeld selfplak filmvelle of dan DC-fix, soos dit algemeen bekend staan. So daar het definitief tekorte begin insluip. En dan wat die asemhalingstoestelle betref, ons sien nou dat die Suid-Afrikaanse noodasemhalingstoestel projek het nou op menslike gronde by die internasionale vervaardiger Penlon gepleit om hulle tegniese produksiesketse en spesifikasies beskikbaar te stel sodat Suid-Afrika die ontwikkeling van hierdie toestelle hier in Suid-Afrika dan kan bespoedig. Is dit moeilik om daardie ontwerp in die hande te kry? Is dit Penlon se privaat eiendom? Ek weet nie of jy kennis dra daarvan nie, maar dit is dalk ook dan nog iets wat opgevolg kan word. Ja, nee, ons dra beslis kennis daarvan, maar kom ons kyk na die feite. Hier is die feite. Die openbare sektor in Suid-Afrika, moet ons maar eerlik wees met mekaar, het onderbelê in toerusting. Almal was maar heeltyd te gerus geweest en niemand in die wêreld, kan ek sê, het eintlik afgeslaan op 'n tragedie soos hierdie wat oornag die wêreld kan oorval nie. Op die vraag van die ventilators moet ons dan nou gaan kyk. Die vraag is reeds besig om die aanbod te oorskry. En in so 'n geval sal dit gebeur dat pasiënte geselekteer sal moet word wat dan van hierdie toerusting sal moet gebruik moet maak. En indien die vraag die aanbod gaan oorskry, sal die kriteria vir die hoë sorgtoelating baie deursigtig moet wees en dit sal gedoen moet word met 'n vereniging soos die Kritieke Sorg Vereniging van Suid-Afrika en daar sal dan ook gekyk na moet word om ten minste 'n paneel van kundiges saam te stel om so kriteria se seleksie te kan opstel en ek wil voorstel ons moet kyk na tipiese persone soos 'n kritieke sorgspesialis, 'n mediese etiekkundige
regsverlede met 'n sterk mediese agtergrond, jy weet al daai tipe van dinge. Nou as ons 'n bietjie gaan kyk na Suid-Afrika se bevolking, ons is tans 60 miljoen mense. Meer as alle aanduidings is daar dat meer as 60% van ons bevolking gaan een of ander tyd die virus kry. Dus ons kyk na ongeveer so 36 miljoen mense. Nou hiervan gaan ongeveer 4% ventilasie benodig. Met ander woorde, ons praat van 'n getal van 1.44 miljoen mense. Nou as ons dit eweredig gaan versprei oor 'n jaar en dit is nou baie tegniese punte hier, kyk ons na so 120,000 per maand. Maar ons sal baie mooi moet gekyk gaan word na as ons praat van massaproduksie van hierdie ventilators, wat dalk nie moontlik gaan wees nie, want die gevaar kan bestaan wel dat as dit nie korrek vervaardig word nie, dat dit verrykkelike gevolge vir 'n pasiënt kan inhou. En ek wil nou nie mense bang praat nie, maar dit kan gaan gebeur as die ventilator nie reg vervaardig is nie, dat die lug wat dan in die pasiënt se longe ingepomp word kan veroorsaak dat die pasiënt se longe op 'n stadium dan kan ontplof. So dit is of bars basies, as ek eerder die sagte woord kan gebruik. So dis basies 'n gevaar wat bestaan. So jy kan sien in die krisistyd waarin ons tans in beweeg met hierdie tipe van goed. Dankie Philip, wat gou by ons aangesluit het. Philip van Staden, hy is die Vryheidsfront Plus se hoofwoordvoerder oor gesondheid.